Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten U nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees.
hierdie seentjie vir 'n lang tyd op ons gebedslys was. 3 maande was hy in die hospitaal na geboorte en daarom is dit niks anders as 'n getuienis van die wonderwerk wat God in mense se lewens doen wanneer ons vandag hier by mekaar is, wanneer oupa en oumas hier by mekaar is, wanneer dit dan nie om kan inbring. Dankie, hierdie is dan my dankie sê die geleentheid, ook aan die Here, wanneer ons hier saam is. Reinhard en Lisanne, ons en ons kinders word verseker dat God oor ons God is. En wanneer ons iets van die verbond hier beleef, dan is dit juis ons ervaring by die hemel en die aarde hier aan mekaar. Wanneer God die eenheid homself aan 'n kindjie verbind. En ons is getuies daarvan. Ons is getuies daarvan dat die Here van geslag tot geslag vir ons goed is. Mag julle iets daarvan ook vandag hier in die dood beleef. Ons en ons kinders word verseker dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons eintlik die dood verdien. God se straf, God se oordeel verdien. Maar die Here Jesus het daarvoor in ons plek gestaan. Hy het tussen ons en God se oordeel gaan staan. Hy het ons sonde op hom geneem, ook vir klein Jan Rey, maar ook vir julle twee, ook vir julle familie, julle gesin. Vir elkeen van ons wat hier in hierdie kerkgebou saam is. Hy het die straf in ons plek gedra. En daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aan. Asof ons heilige voor God staan. Ons kinders is ook juist hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan. Die betekenis van die doop is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons op een of ander manier teen gevaar of ongeluk beskerm word. Dis ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry. Dit gaan by die doop oor God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hom in sy liefde aan ons gebind. Met ons op pad staan, die res van ons lewens. Nooit weer uit sy gesig nie, nooit weer nie in sy teenwoordig. Ons het nou gehoor wat die doop beteken en Reinhard en Lisanne, julle weet dit ook. En daarom wil ons graag vir julle as ouers vra om opreg op die volgende vraag te maak. In die eerste plek bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in hierdie wêreld gekom het en daarom onder God se oordeel staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort. En as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. In die tweede plek aanvaar julle die Bybel as die woord van God en dan aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en die volkome leer van die verlossing. In die derde plek beloof julle om hierdie kindjie en die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is die jong wat op julle antwoord?
Here. Here wat die heerlijke voorrecht om die wonderdade so te kan sien en kan beleef. Here, die genade tasbaar deur die oë van ouerpaar, deur die oë van oupa en ouma en om 'n grootjie te kan sien en te kan beleef. Hoe die naam oor 'n kindjie se lewe skryf. 'n Kindjie wat hier deur die genade geskenk uit U hand is. En daarom wil ek graag Here hulle as familie aan U opdra. Want U ken hulle harte en hulle lewens. En U weet Here hoe onseker ons is om ons kinders so te kan groot maak tot U eer. Ons is maar mense, Here, maar begenadigde mense. En dankie dat ons daarom kan bid dat U vir hulle sal lei en leer om op die regte wyse in klein Jean se lewe betrokke te wees. Sodat hy elke oomblik die vreugde daarvan sal beleef en die verteenwoordigers te wees. Ek bid Here dat hulle sal help om voor te leef, sodat hy in hulle voetspore kan volg en uiteindelik ook met sy geloofsarms dit kan vat wat U al lank reeds opgegee. Dankie dat ons in hierdie familie vandag nie weer die getuienis kan sien dat U genade strek van geslag tot geslag, tot in die 1000ste geslag van die wat U liefhet. Heilige Here, word verheerlik deur die Jean se lewe, deur hierdie familie se lewens, en ook ons elkeen wat vandag hiervan getuies is. Amen. Geliefdes, ek wil nou vra dat Lukas Harris sal nader kom om die doopbybeltjie te behandig. Ek wil graag dat ook die doopseel te oorhandig. Baie geluk, ek gaan ook nie die naamskip doen. Baie geluk. Die 269 is dan seënlede. Ons sing die 269 albei die verse saam en waar die staan van ons die vervang met die woord deel. God bly in die deel waar het ook mag gaan. En ons sing dit dan in die seënlede.
hier in die teenwoordigheid, is dit vir ons goed om te wees vandag. Here, om die woord oop te maak, daaraan deel te kan hê, dit te hoor, dit te lees, meer nog, Here, dat dit met ons kan gebeur. Die ons lewens rig en lei, dat die ons voed. Here, dit is vir ons die heerlike plek om te wees in die teenwoordigheid. Here, maak die woord vir ons oop en seën ons in Jesus se naam. Geliefdes, ons skriflesing kom uit 1 Samuel, hoofstuk 5 tot 7. Nie alles kan lees nie, maar dit sou eintlik nogal belangrik wees om die hele gedeelte van hoofstuk 4 af te lees. Hier sal nou altyd in ons staan nou 'n studie oor. Ons sou eintlik vandag 1 Samuel 3 hier in die kerk hanteer het, maar omdat Jan reeds al met hierdie teksgedeelte begin werk het ons besluit dat ek sal aangaan met die teksgedeelte en hy sal dan terugkom na 1 Samuel 3 toe op 'n later stadium as die Here wil. Daarom 1 Samuel hoofstuk 5 gaan ons begin saam lees uit en ons gaan sulke teksgedeeltes, teksverse hier en daar lees terwyl ek vir julle op die groot prentjie daar probeer wys. Die verhaal wat hier afspeel en wat eintlik begin in hoofstuk 4, begin waar Israel 'n geveg teen die Filistyne het en daardie geveg verloor en dan gaan hulle die ark word dan na hulle toe gebring waar die geveg plaasvind en nog steeds verloor hulle daardie geveg. En die ark word weggevoer deur die Filistyne. Ons stel dat die verhaal op hierdie punt in hoofstuk 5. Ons lees daar hoofstuk 5 vers 1 tot vers 7. Toe die Filistyne die ark van God weggevoer het hulle dit van Ebenezer af na Asdod toe gebring. Die Filistyne het die ark van God geneem, dit in die tempel van Dagon ingebring en langs Dagon neergesit. Toe die mense van Asdod vroeg die volgende môre opstaan, daar lê Dagon met sy gesig teen die grond voor die ark van die Here. Hulle Dagon geneem en hom op sy plek teruggesit. Maar toe hulle die oggend daarna vroeg opstaan, lê Dagon met sy gesig teen die grond voor die ark van die Here. Dagon se kop en sy 2 hande lê afgekap op die drempel. Net Dagon se lyf het van hom oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en almal wat die tempel van Dagon binnegaan, tot vandag toe nie op die drempel van Dagon in Asdod nie. Die hand van die Here was swaar op die mense van Asdod. Hy het paniek gesaai onder hulle en hy het hulle, dit is Asdod en sy omliggende gebied, getref met swelsels. Toe die manne van Asdod sien wat gebeur, sê hulle, die ark van die God van Israel kan nie by ons bly nie, want sy hand is swaar op ons en op Dagon ons God. Dan lees ons 'n bietjie verder, hulle stuur die ark van die Here weg na die volgende stad toe, na Gat toe, en dan van in Gat gebeur dieselfde, en hulle stuur dan weer die ark 'n bietjie verder, en ons lees dan van vers 10 af. Toe stuur hulle die ark van God na Ekron, maar die oomblik toe die ark van God by Ekron aankom, het die mense van Ekron uitgeskree. Hulle het die ark van die God van Israel na ons verskuif om ons en ons volk dood te maak. Hulle het al die Filistynse regeerders ontbied, hulle byeengebring en vir hulle gesê, stuur die ark van die God van Israel weg, sodat dit na sy plek terug kan gaan en nie ons en ons volk doodmaak nie. Daar het immers 'n doodspaniek in die hele stad geheers. Die hand van God was baie swaar daar. Die mense wat nie dood is nie, is getref met swelsels en die noodkreet van die stad en na die hemel gestyg. Dan lees ons in hoofstuk 6 vers 1 tot 15.
Toe die ark van die Here 7 maande in die Filistynse gebied was, het die Filistyne die priesters en waarsêers ontbied en gesê, wat moet ons met die ark van die Here maak? Maak aan ons bekend waarmee ons dit na sy plek toe moet terugstuur. Hulle het geantwoord, as julle die ark van die God van Israel terugstuur, moet julle dit nie sonder iets terugstuur nie. Maar julle moet dit beslis met skadevergoeding vir die Here laat teruggaan. Dan sal julle gesond word en dit sal vir julle duidelik word waarom sy hand nie van julle wyk nie. Die Filistyne vra toe, wat is die skadevergoeding wat ons vir hom terugstuur? Hulle antwoord was, in ooreenstemming met die getal Filistynse heersers, 5 swelsels van goud en 5 muise van goud, want een en dieselfde plaag het julle almal en ook al julle regeerders getref. Maak dan afbeeldings van julle swelsels en van die muise wat julle land vernieuw en betoon daardeur eer aan die God van Israel. Miskien maak hy dan sy hand ligter oor julle gode en julle land. Hulle tref toe die reëlings in daai verband en ons stel weer die verhaal op daar van vers 10 af in hoofstuk 6. Die manne het dit so gemaak. Hulle het 2 koeie wat in die melk was geneem en voor 'n wa ingespan, maar hulle kalwers is teruggehou by die huis. Hulle het die ark van die Here op die wa gesit en ook die saalsak met die goue muise en die afbeeldings van hulle swelsels. Die koeie het met die pad langs reguit in die rigting van Bet-Shemesh geloop. Bet-Shemesh was in Israelse gebied gewees. Met die een hoofpad het hulle geloop, al bulkende, maar hulle het nie links of regs afgedraai nie. Terwyl die Filistynse heersers agter hulle aanloop tot by die grens van Bet-Shemesh. Die mense van Bet-Shemesh wat was besig om die koringoes in die vallei in te samel. Toe hulle opkyk, sien hulle die ark. Hulle was bly om dit te sien. Toe die wa aankom by die land van Josua, 'n man van Bet-Shemesh, het dit daar gaan staan. Daar was 'n groot klip en hulle het die hout van die wa opgekap en die koeie as 'n brandoffer aan die Here geoffer. Maar dan gebeur dieselfde daar. Hulle stuur dan hier in Bet-Shemesh gebeur dieselfde ding in vers 20. Kom ons lees daar van vers 19 af. Maar die Here het van die inwoners van Bet-Shemesh getref, omdat hulle die ark van die Here bekyk het. Hy het 70 man van die bevolking getref. Die volk het getreur omdat die Here so groot slagting onder die volk aangerig het. Die manne van Bet-Shemesh sê toe, wie kan voor hierdie heilige God die Here staande bly? Na wie toe kan die ark van ons afgaan? Hulle stuur toe boodskappers na die inwoners van Kiriat-Jearim met die versoek. Die Filistyne het die ark van die Here teruggebring, kom af hierheen en neem dit op na julle. Die manne van Kiriat-Jearim het toe gekom, hulle het die ark van die Here met die ark van die Here opgegaan en dit na die huis van Abinadab na die heuwel geneem. Hulle het Eliezer sy seun gewy om die ark van die Here op te pas. Vanaf die dag van dat die ark in Kiriat-Jearim 'n tuiste gevind het daar 'n lang tyd verloop, 20 jaar. Die hele huis van Israel wou toe weer die Here volg. Samuel het vir die hele huis van Israel gesê, as julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit julle midde en ook die Astartes. Rig julle hart op die Here en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne. Die Israeliete het die Baals en die Astartes verwyder en net die Here gedien. Ons lees tot sover. 'n lang gedeelte, 'n vreemde verhaal, maar tog ook op 'n manier kosbaar oor wat ons uit hierdie verhaal kan leer. Die tema van ons erediens staan nou vanmôre, die Here is ons God, die Here alleen. Die bronteks van Deuteronomium 6 vers 4, so dui die 2020 vertaling dit dan ook aan, is juis hierdie woorde in groot letters. Dit is 'n belydenis, dit is 'n fondasie vir die geloof van die manne en
hierdie woorde, die Here is ons God, die Here alleen. Gaan kyk maar, Deuteronomium 6 vers 4, dit is in hoofletters daar weer gegee, in die 2020 vertaling. Maar wanneer het dit dan opgehou om waar te wees? Wanneer het die Here opgehou om alleen God te wees in Israel? Dit was immers die eerste van die 10 woorde wat die Here vir Moses gegee het daar op die berg Sinai. Naamlik, jy mag naas my nie ander gode hê nie. Ons het dit vanmôre gelees. Hierdie woorde was ook maar net die inleiding gewees tot 'n mooi godsdienstige reeks riglyne, maar vorm die fundamentele boustene vir enige verhouding, vir enige kontak met en enige lewe voor God. Dus wanneer het dit opgehou om waar te wees dat die Here alleen God in Israel was? Ongelukkig eintlik van die eerste oomblik af. Vanaf die oomblik dat Adam en Eva in die tuin self God wou wees. Hulle het besluit dat God se waarskuwing nie genoeg gesag dra. Hulle wou God in hulle eie lewe wees. Van die oomblik af dat Aaron in die woestyn voor die berg Sinai besluit het om 'n eie God te gee, een van goud, een oor wie hulle beheer sou gehad het, want jy sien die God wat die berg laat bewe het, wat die weer laat reën het, uit daar die wolk op die berg, terwyl Moses daar was, daardie God was nie binne in hulle beheer nie. Daardie God het hulle bang gemaak, dit was skrikwekkend in sy mag, in sy heerlikheid. Enige iets of iemand op wie ons vertroue stel, om vir ons te gee of ons te doen, wat net God kan gee en doen, is eintlik 'n poging om self God in ons eie lewens te wees. Om self die mag te hê, sodat die Here nie alleen God in ons lewens sal wees. Reinhard en Lisanne, julle werk in Klein Jean se lewe is in die eerste plek juist dit, om so te leef dat Klein Jean kan sien dat die Here alleen God in julle lewe is. Want daarsonder is daar geen verhouding met God moontlik. Daarsonder is 'n lewe voor God juist daar die gevaarlikste plek waar ons en ons kinders ooit sou kon wees. Om God alleen te vertrou is iets wat kinders by hulle ouers, by hulle oupas en oumas moet kan sien en kan leer leef. Hierdie verhaal uit ons teksgedeelte ruim eintlik enige twyfel of die Here werklik God is uit die weg. Die Here is God en nie eers my of jou erkenning of ontkenning daarvan verander hierdie waarheid. Die Here is altyd alleen God. Daar is niemand anders. Hy alleen moet aanbid, hy alleen moet vertrou word. Hierdie verhaal oor die omswervinge van die ark van God illustreer een van die belangrikste teologiese konsepte in die Ou Testament, naamlik die heiligheid van God. Hierdie is dan die eerste punt waarby ek vanoggend graag wil stilstaan en vertoef in hierdie teks. God is heilig. In 1 Samuel 4 word vertel van 'n stryd teen die Filistyne wat Israel gruwelik verloor. En dan maak hulle plan. Hulle het mos 'n God. Hulle het mos 'n God wat hulle kan uitroep wees en daarom gaan hulle die ark van God. Die ark van God in Israel was die simbool van die Here se teenwoordigheid. En dan gaan hulle hierdie ark in Silo en hulle bring dit na die gevegsterrein toe. Kan
kan jy sien wat is die probleem hier? Israel probeer God gebruik om hulle oorlog te bring. Hulle doen wat hulle self wil doen en dan betrek hulle God daarby asof hy bloot hulle gelukbringer is. Die Here is God en hy laat nie dat Israel van hom afgod maak nie. Israel verloor daai geveg teen die Filistyne en die ark word deur die Filistyne weggevoer. Die Filistyne loop hulle egter vierkantig vas in God se heiligheid. Hulle dink dat hulle nou onoorwinbaar gaan wees om te sien, hulle het hulle eie God verdaag hom en dan het hulle nog Israel se God ook. Die ark was nooit God nie. God is groter, soveel meer as die ark. Die ark was net 'n simbool van God se teenwoordigheid. En daarom sit die Filistyne die ark langs die beeld van Dagon neer. Maar elke môre dan moet hulle vir Dagon weer 'n keer gaan reg optel. Dan lê Dagon met sy gesig op die grond. Tot een môre toe sy kop en hande afgekap op die grond gelê het. Hulle besef toe gou dat hulle nie opgewas is teen hierdie God nie. Natuurlik ook het hierdie God hulle getref met ten minste 2 plaae. Op hulle eie lywe was daar swelsels, sweere van een of ander aard en in hulle land het muise eenvoudig verwoesting gesaai. En die mense van Asdod skuif toe die ark na Gat toe. En die mense van Gat is nie opgewas teen hierdie God nie. En hulle skuif die ark na Ekron. Waarop die Filistyne uiteindelik maar besluit om die ark liewer terug te stuur met 'n paar jammersy geskenke. Hulle sit die ark op 'n wa, span 2 koeie in, stuur die ark na Israel. En dan as die Israeliete die ark sien aankom, is hulle baie bly. En hulle gebruik dadelik die hout van die wa en die koeie vooraan net daar by die groot klip waar hierdie koeie gaan staan het vir die Here te offer. Maar hier kom die verrassing in die verhaal. Israel ervaar God presies dieselfde as die Filistyne. God se heiligheid is so te veel vir hulle. Hulle hanteer nie die ark met die respek wat God verdien nie. Hulle hanteer nie die ark volgens die voorskrifte wat God daarvoor gee nie. En God tref hulle dodelik. Ons hoor uiteindelik by hulle hierdie geweldige verslaandheid in 1 Samuel hoofstuk 6 vers 20, as die manne van Bethseba sê, wie kan voor hierdie heilige God die Here staan bly? Wie kan voor hierdie heilige God die Here bly staan? En ook hier begin hierdie selfde proses om die ark weg te stuur uit Bethseba. Nuwe gemeente van die Here, God is heilig. Dit geld vir vyand en vir vriend, vir ongelowiges en vir gelowiges. God se heiligheid is nie iets waar rondom ons kan leef nie. Dit is nie jou en my aanbidding van God wat hom God maak nie. Hy is God, daarom aanbid ons. Ons mag nie, omdat ons gelowiges is, omdat ons kerkmense is, God anders aanbid as wat hy aanbid wil word nie. Of anders oor hom praat, as wat hy vir ons in sy woord leer nie.
asof ons op een of ander manier mag oor hom het nie. Hy is heilig, en ook in ons verhouding met hom, moet ons dit altyd besef. Hy is nie ons maatjie nie. Hy is nie in ons beheer nie. Ons kan nie in en uit situasies skuif soos wat dit ons pas nie. Hy is of God in jou lewe, of jy is in stryd met sy heiligheid. En wie kan dan voor die heilige God staan bly? Niemand. Die tweede punt waarby ons vanoggend uit hierdie verhaal gaan stilstaan, is die feit dat God nie besit of gebruik kan word nie. Die Filistyne in Israel het presies, kom ek sê eerder dit so, die Filistyne en Israel het dit presies dieselfde. Hulle probeer om God te kaap op een of ander wyse vir hulle eie voordeel. Daarom misbruik hulle die aard van die Here op hierdie wyse. Om hulle eie agenda te dien, om hulle vyande te oorwin, om voorspoed vir hulle te verseker. As ons God net aan ons kant kan kry, dan sal ons onoorwinbaar wees. Dan sal niemand ons kan stop nie. Dit was van die heel begin af die arrogansie van die mens. Om God vir hulle self te wil hê. Om God te gebruik soos 'n gelukbringer of een of ander krag om te kry wat hulle wil hê. Liewe kinders van die Here, ons moet vandag baie seker maak dat hierdie nie ook iets is wat ons eie verhouding met God kenmerk nie. Ons dien die Here dikwels vir dit wat ons van hom kan kry, nie vir wie hy is. En daarom hoor ons so dikwels dat mense sê, maar ek het die Here gedien my lewe lang. Ek was dan gereeld in die kerk. Ek lees gereeld en ek het gereeld gebid en kyk wat het nou gebeur. Nou gaan ek ophou om te bid, nou gaan ek ophou om Bybel te lees, want sien dit help nie. God is nie in jou en my diens. Hy was nog nooit, hy sal nooit wees. Hy is nie die eiendom van enige mens, volk of nasie. Hy is God. En as jy op enige ander rede om aanbid, as dat hy die Here is, dan is jy besig om van hom jou persoonlike besitting te probeer maak. Om hom te kaap. Die manier waarop mense dit oor God sê vandag, veral op sosiale media, wat maak of hulle dan besluit hoe en waar en wie God gaan seën, dit is om van God te afgod te maak. As jou God met alles saamstem wat jy doen, dan is jy besig om 'n afgod te dien wat jy in jou gedagtes geskep het vir jouself. En nie die heilige God, vir wie geen mens staande kan bly. As jy voor die Here verskyn, dan verskyn jy op jou knieë, want hy alleen is God. God het geen verpligting, broers en susters, kinders, om ons te red nie. Hy staan onder geen verpligting om jou te red nie, behalwe die besluit wat hy self geneem het om mense deur die bloed van Jesus Christus, sy seun, te red. Hy is getrou aan homself, en as jy sy kind is, dan is dit genade, nie jou reg. Die derde en laaste plek waar ek in die teks graag wil stilstaan, is wanneer God die regte plek in my lewe inneem. Die rede vir die eerste gebod was nog altyd om mense op te roep om God die regte plek in my lewe te gee. Of dalk moet ek dit eerder anders sê, dalk eerder my lewe myself onder
die regte plek in my lewe vind en God die eerste plek in my lewe ingegee. Dan word 'n verhouding met God moontlik. Wanneer hy alleen God in my lewe is, dan buig ek voor sy heiligheid. Dan aanbid ek soos wat ek gemaak is om te aanbid. Dan maak my lewe sin. Dan is God se naam die kenmerkende eienskap in my gesin. Amper asof dit in my huis se kusyne ingegrafeer is. Gaan lees gerus weer in Deuteronomium 6 tot vers 9. Want dan praat ouers met hulle kinders oor God by elke geleentheid. Wanneer jy in jou huis is, of wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, of wanneer jy opstaan, so sê die Deuteronomium 6 ook. Trouwens, hierdie verhouding met God is julle as hoopouers en ons elkeen se taak. Om so te leef dat ons kinders sal sien dat die Here alleen God in ons lewens is. Nie ons nie geld nie, ook nie ons eie opgemaakte idee van God nie. Israel sien nie kans vir hierdie heilige almagtige God nie. En dan stuur hulle die ark na Abinadab se huis, daar op die heuwel. Dit neem 20 jaar vanaf die ark van God daar thuis gekom het, voor Israel weer kan sien om werklik voor God te verskyn. En Samuel speel hier 'n belangrike rol. Jy sien, dit is nie so belangrik om voor die heilige God staande te bly. Dit is belangriker om voor die heilige God op jou knieë te val. Daarom roep Samuel die volk op om hartgrondig tot inkeer te kom. En hierdie inkeer is nie net die teken dat hulle vergifnis vir die Here vra nie, maar dat hulle God weer die eerste plek in hulle lewe sou gee. Daar begin inkeer, daar begin inkeer. By om God die eerste plek, die regte plek in my lewe te gee. Om dit te doen, moes hulle al met gode eers uit hulle lewens uithaal. Die Here is ons God, die Here alleen is Israel se belydenis. Samuel se raad en dit is nog steeds vandag vir ons belangrike raad. Rig julle hart op die Here en dien hom alleen. So het ons gelees in ons teks. Rig julle hart op die Here en dien hom alleen. Geliefdes, wat moet jy vandag verander in jou lewe? Wat het vir jou so belangrik geword dat die Here nie meer die alleene regering in jou lewe het? Wat moet jy vandag neersit? Waarmee moet jy vandag klaar maak? Het die Here die regte plek in jou lewe? Is hy alleen die Here in jou lewe? Wie moet jy eers onttroon? Luister reg en dal. Die Here is ons God. Die Here alleen. Amen. Heilige Here, in die teenwoordigheid moet ek eerder nou stil bly. Moet ek eerder op my knieë wees. Here, want U is almagtig en heilig, ewig en heerlik. Daar is niemand soos U. Niemand wat met U vergelyk kan word. U is God.
gee aan dit of nie, bly God. Here, dat ons hier saam mag wees, dat ons die kinders mag wees, is genade uit die hart. Genade waar sonder ons nie kan of wil lewe nie. Here, vergewe ons. Wees U ons God. U alleen. Verwyder alles uit my lewe wat in U plek omstaan het. Here, help my U alleen te aanbid en te dien. Om my hart op U te rig. In Jesus se naam. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.